groot voorreg en ons gaan dinge so 'n bietjie anders doen vanoggend. So ek gaan eers aan jou die woord bedien. So blaai asseblief saam na Markus hoofstuk 15 toe. En dan sal ons na die woord ook 'n lekker tyd van aanbidding hê. So Markus hoofstuk 15 herinner ons onsself aan die kruis en dit wat als daar gebeur het. En ek dink ons vergeet soms wat was die prys gewees wat Jesus betaal het. En ek dink as ons nie intentioneel is en doelbewus onsself herinner nie, dan vergeet ons van wat daar gebeur het. En so ek gaan vir jou lees uit Markus hoofstuk 15 uit vanaf vers 29 en soos wat ek dit lees, is dit my gebed dat jy regtig jou hart sal herinner aan wat gebeur het. Dat iets van hierdie waarheid opnuut met jou hart sal praat en dat ons net sal kies om opnuut waardering te hê. Hy sê in vers 29 so, hy sê, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoof geskit het, en gesê het, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, verlos u self en kom van die kruis af. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Is die laat die Christus, die koning van Israel, nou die kruis afkom, sodat ons kan sien en kan glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur kom, was, kom daar 'n duisternis oor die hele aarde, tot en met die 9de uur toe. En ek wil net gou daar stop, en ek wil net so vinnig vir jou verduidelik, so wanneer jy dit lees, party van die nuwe vertalings vertaal dit sommer reeds in, sodat ek en jy dit bietjie beter verstaan, maar die Joodse tyd tel nie dieselfde soos ons tyd nie, so die 6de uur beteken nie 6 uur nie, so die Jode se dag het tegnies begin met sonsak, en dan was dit die nagwake gewees deur die aand, en dan moet sonopkoms het die ure begin, so die 6de uur sal dan nou wees van sonopkoms vir 6 ure, so om en by 12 uur, en die 9de uur om en by 3 uur, maklik genoeg? En sê in die 9de uur, ander woorde 3 uur die middag, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word, beteken, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak dit 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink en hy sê, wag, laat ons eers sien of Elia nie daar kom om hom af te haal nie. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitroep en dat die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. En daar was ook baie vroue wat van ver af dit aanskou het. Onder hulle was Maria Magdalena, ook Maria, die moeder van Jakobus die kleine, en Joses en Salome. Hulle wat hom gevolg en hom gedien het toe hy in Galilea was. En baie ander vroue wat saam met hom opgestaan het na Jerusalem. Ek wil vir jou sê, dis my poging vanoggend, my amper eksklusiewe poging, om opnuut by jou waardering te kweek vir die kruis. En daarom hierdie tema, dankie vir die kruis. Ek wil dit eintlik luidkeels uitroep, herhaaldelik, totdat iets hier binne in my en jou hart gebeur, sodat ek en jy weer waardering sal hê vir die kruis. Want so maklik word die kruis iets op 'n prentjie, iets waaroor ons maar praat, iets algemeen, iets alledaags. Kerk, die kruis, as dit nie was vir die kruis nie.
behalwe vir die feit dat ons dan geen rede gehad het om 'n goeie Vrydag te hê, my en jou hele lewe word geraak deur die kruis. En so ek wil hê dat jy in hierdie oggend, as jy hier sal uitloop, dat daar opnuut by jou 'n diep dankbaarheid sal wees vir die kruis. Nou vir die van julle wat by Heerhotel is, ons is ook by Heerhotel. En so ek het dit geweet, en ek het toe nou nogal 'n flash drive en alles, maar ons bedryf is nie agter mekaar vanoggend nie, so ekskuus, jy gaan nie daarbo kan volg nie, maar mag die Heilige Gees op dieselfde manier met jou hart praat. So in die eerste plek wil ek hê dat ek en jy waardering sal hê vir die kruis, wanneer ons onthou dat die kruis bring vir my en vir jou verlossing. Ek wonder as ek jou kon vra, en ek het regtig gesoek na 'n storie, ek het opgelees en ek het die een storie na die volgende storie gelees, en daar was net niks gewees wat my hart kon gryp, wat ek met jou kon deel om die waarde, net die gewig van hierdie kruis. Maar gisteraand, terwyl ek in my bed lê, toe dink ek hieraan. Ek wonder wie van ons, as jou kind sou skuldig wees, en miskien kan ek dit eenetjie meer vat, as jou klein kind sou skuldig wees, skuldig bevind word aan iets, en jy weet, hulle het absoluut geen manier om daardie skuld te betaal nie. Wie van my en jou sou nie, as dit in ons vermoë was, inklim en iets doen aan hierdie saak nie. Gestel byvoorbeeld, jou kind in 'n oomblik van dwaasheid klim in 'n kar terwyl hulle nie nugter is nie, of selfs jou kleinkind, en hulle vind hulle self in 'n ongeluk waarin daar klomp mense betrokke is en selfs klomp mense dood is. En jou kind word skuldig bevind aan moord. Oorweeg vir 'n oomblik net. Oorweeg hoe sou jou hart gevoel het? Wat sou die prys soos dat jy nie betaal nie? Wat sou jy nie doen wat in jou mag is om te probeer help nie? En nou kom die regter. En hy sê, weet jy wat? Ek is veronderstel om die regter te wees in hierdie saak. Maar gaan my kind eerder skuldig laat bevind in steede van jou kind. My kind gaan die las dra eerder as jou kind. My kind gaan die volheid van die skuld op hom vat eerder as jou kind. Kerk, verstaan ons iets van die kruis en die waardering wat ons behoort te hê vir die kruis? Was dit nie vir die kruis nie? Ek en jy staan skuldig bevind voor God. Ons is reguit op pad hel toe. As dit nie is vir die kruis nie. Dis vanoggend swaar op my hart. En ek praat met jou uit 'n baie diep plek uit. Want ons kan nie in 2025 by hierdie Paasnaweek die kruis iets maak wat alledaags is. Iets maak wat, dis maar net so nie. Mag daar by ons 'n diep waardering wees vir die kruis. Hy sê in Romeine 5 vers 9 tot 10, hy sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toring. Geregverdig.
Of was 'n tyd gewees, 'n oomblik gewees wat ek skuldig gestaan het? En toe is daar 'n oomblik wat ek gesê het, ja Here, ek wil ook staat maak op die kruis. Ek wil my lewe vir U gee. Ek wil die kruis aanvaar as die losprys ook vir my. En dan word ons geregverdig. En jy moet hierdie geregverdigheid met jy goed verstaan. Verstaan dit asseblief baie mooi. Dis ek en jy wat skuldig was. En dan beweeg ons uit onskuld uit. Of van skuld af na onskuld toe. Volkome. Die prys is ten volle betaal. Ek weet nie of jy onlangs iemand geld geskuld nie. Ek vra sommer vir 'n vriend, nê. Maar het jy al agtergekom as jy weet jy moet iemand betaal en of jy dan nou kan of nie. Maar daar's iets wat hier binne gebeur wanneer jy besef, oeps, ek skuld jou nog geld. Die goeie nuus is, ek en jy staan nie meer skuldig nie. En dis alles te danke aan die kruis. Ons gaan die hel mis, ons gaan die hemel maak en dis alles te danke aan die kruis. Ons spring die ewige toring vry, te danke aan die kruis. Maar hier's waar dit begin, is dit terwyl ons nog, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En hy sê, hy bewys sy liefde vir ons daarin, dat selfs toe ek en jy nog vyande was met God. Ek wonder, en ek besef as jy op Goeie Vrydag in die kerk is daar goeie kans dat jy al iewers met die Here erns gemeen het. Maar vir jou wat weet, dat jy nog nie erns gemeen het met die kruis soos wat jy moet nie, wil ek vanoggend sê, sy liefde is vir jou, net soos vir die ou langs jou, of die ou agter jou wat dit al reeds gedoen het. Want toe ons nog vyande was, het hy reeds gekies om vir ons te sterf. In Kolossense 2:14 sê dit, hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, is uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Ja! Man, of was dit dag gewees, dat ek skuldig was, maar die skuldbrief teen my, is uitgedelg. Dit is die goeie nuus van die kruis. Dit is hoekom ons praat van Goeie Vrydag. Dis nie omdat die kruis iets mooi was nie. Dis nie omdat daar bloed was en omdat dit 'n verskriklike, aaklige toneel was nie. Nee, ons praat van Goeie Vrydag, want die kruis bring ook vir my en vir jou verlossing. Maar ek wil jou herinner hieraan, dat die kruis het nie net iets bewerk vir ons in die ewigheid en in die toekoms nie. Natuurlik dit ook, maar ook iets hier op aarde. En dit het baie goed, maar onder andere het dit ook vir ons vrede bewerk tussen ons en God. Romeine 5 vers 1 sê die volgende, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Met ander woorde, ek was skuldig en nou is ek nie meer skuldig nie. As gevolg daarvan het ons nou vrede by God. Deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Ek en jy het vrede met God. Jy kan onthou, ek het jou nou gevra, kan jy nog onthou hoe voel dit as jy iemand geld skuld? Kan ek jou vra, kan jy nog onthou hoe voel dit as daar nie vrede is tussen jou en iemand nie? Kan jy nog onthou hoe eet dit hier binne in jou? Hoe gereeld jy daaraan dink? Hoe jy soms wonder, gaan hulle daar wees of gaan hulle nie daar wees nie? Daar is vrede
tussen jou en God, nie net vir eendag nie, maar ook vir nou. En so, moet asseblief nie toelaat, dat jou hart jou vat na 'n plek toe, waar jy dink, God is so kwaad vir my, dis hoekom al hierdie goed met my gebeur nie. Moenie jou hart toelaat om 'n persepsie te kweek van God wat met 'n sweep rondloop en kyk hoe hard hy jou kan bykom nie. Hoor baie mooi, daar is 'n beginsel vasgemaak dat dit wat ons saai, dit sal ons maai. En as ons aanhou om in ongeregtigheid te wandel en daar gebeur slegte goed met ons, dan moet ons nie vra hoekom nie. Maar verstaan ook dat wanneer jy vandag jou oë toemaak en sê, Vader, ek is jammer vir wat ek gedoen het, dat jy ook die voorreg het om vrede te ervaar, om herstel te ervaar as gevolg van die kruis. Vir heeltemal te veel keer in my lewe het ek al aan die ander kant van die tafel gesit saam met iemand wat verkies om in ongeregtigheid te bly wandel, omdat daar 'n diep oortuiging is dat daar nooit vrede tussen my en God kan wees nie. Ek wil vir jou sê, daar kan vrede tussen jou en God wees, as jy ook die kruis kies. Jy kan dit ervaar, hier reeds op aarde, 'n vrede, 'n liefdevolle verhouding tussen jou en Vader. Dit is moontlik vir my en vir jou, en dit word moontlik gemaak deur die kruis, deur Goeie Vrydag. Hy bied nie alleen vir ons verlossing nie, hy bied vir my en vir jou vrede. Daarom sê in Kolossense 1:20 sê hy, en dat hy deur hom alles met hom sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Die kruis bring ook vir my en vir jou vrede, en ek bid net dat die gewig hiervan by my en jou waardering sal kweek vir die kruis. Dankie Jesus vir die kruis. Dis alles. Dis of die kruis, of ek en jy sal nooit vrede kan ervaar nie. Dis of die kruis, of ek en jy sal nooit verlossing kan ervaar. En ek wil hê dat jy moet weet dat die woord van God maak dit baie duidelik, dat dit maak nie saak hoe soet ons is nie. Dit maak nie saak hoeveel goeie dade ons doen nie. Ons dade kan nooit verlossing bring nie, en ons dade kan nooit vrede bring nie. Hierdie is eksklusiewe goed gemaak vir die kruis. En ek wil hê dat jy sal kies vanoggend, en veral wanneer ons gaan aanbid, om jouself te verberg agter die kruis. Om te weet, daar is ook vir jou vrede. Die laaste deel, en ons gaan Sondag, dis nou nie oor 7 dae van nou af nie, dis net oor 2 slaapies. So, jy kan vanaand slaap, en as jy Saterdag aand gaan slaap, dan is dit weer kerk. En so Sondag gaan ons bietjie hieroor praat, maar een van die wonderlike goed, is dat die kruis gee vir ons toegang tot die koninkryk. 1 Korintiërs 6 vers 9 sê, weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En as regverdigheid net kom deur die kruis, dan is dit die kruis wat ons op die einde van die dag dus toegang gee tot die koninkryk. En hierdie koninkryk behels 'n klompie goed, 'n klomp wonderlike goed waarin ek en jy kan loop, die oorwinning en die autoriteit. Ek en jy is nie meer oorgelewer aan die vyand en alles wat hy met ons wil doen nie. Nee, ons kan staande bly. Daar is sekere goed wat ons in besit kan neem. Daar is 'n lewe om te leef, kind van God. 'n Kosbare, wonderlike lewe van oorwinning. Maar dit begin alles by die kruis. Oorweeg asseblief vir 'n oomblik net. Laat jou hart asseblief net vir 'n oomblik toe om te gaan na hierdie plek toe. As daar nie 'n kruis was nie. As daar nie 'n kruis was. Nie alleen wetties gesproke was ons gesnoeker nie. Maar die kruis
kom maak die deur oop vir die heidene. Het jy geweet jy's 'n heiden? Vertel ek jou nuwe nuus. Jy mag dalk vanweë verbastering, miskien 'n bietjie Joodse bloed iewers hê. Daar's 'n kans. Maar die evangelie gaan die wêreld in deur die kruis. En daardie wêreld sluit my en jou in. Prys die Here dat ek en jy nie vasgevang is in een of ander tradisionele dooie geloof nie. Maar dat ons die waarheid kon ken, omdat daar ook manne en vroue was wat bereid was om die pad te stap en die evangelie te bring na die uiterstes van die wêreld, hier waar ek en jy nou sit. En ons het ook die voorreg van die kruis. Dankie Jesus vir die kruis. En hier is my vraag vir jou en ek hoop dit laat jou ook diep dink. In Filippense 3:18 sê hy dit. Hy sê, want baie, en kerk, ek hoop nie dis ek en jy nie. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Waarvan praat Paulus? Hy praat spesifiek van die valse leraars wat deur die landstreke getrek het en verkondig het dat die kruis is nie genoeg nie. Jy moet jouself nog laat besny, jy moet die Joodse wette onderhou, jy moet die Joodse feeste onderhou, en hy noem hulle vyande van die kruis. Maar die beginsel daar agter is, as die kruis en die kruis alleen nie meer genoeg is nie. O kerk, ek wil vir jou sê, mag ek en jy die nodige waardering hê vir die kruis, sodat die kruis alleen weer vir my en vir jou genoeg sal wees. Mag ons niks wil bysit nie. Mag ons nie voel dat die kruis nie vir ons genoeg is nie. Mag ons nie probeer om God te beïndruk deur ons dade nie. Ja, ons leef uitverkoop, rein en heilig, toegewyd aan die Here. Natuurlik doen ons. Maar ons probeer niks daardeur ons regverdigheid bevorder nie. Ons probeer niks daardeur byvoeg tot die kruis nie. Dis 'n sterk term, is dit nie? Vyande van die kruis. Kerk, wanneer die kruis vir my en jou genoeg is, dan is ons nie vyande van die kruis nie. Maar wanneer ons die kruis met 'n paar aanhangsels wil bysit, dan word ons ook vyande van die kruis. Mag ons hierdie goeie Vrydag uitverkoop wees. Mag ons hierdie goeie Vrydag onthou dat die kruis was vir my en vir jou genoeg. En ek wil julle vra asseblief om saam met my op te staan en die musiekouens, julle kan so lank vorentoe kom. Sê julle asseblief net so lank saam met ons staan. En ek wil jou vra om jou oë te sluit en jou hart te posisioneer. Want die volgende paar oomblikke gaan ons opnuut aanbid. En soos ons sing van sy grootheid en ons sing van sy goedheid, wil jy nie opnuut net sê, Jesus, dankie vir die kruis nie. Wil jy nie net opnuut toelaat dat die gewig van die kruis, sy verlossingswerk, die vrede wat dit bring, die toegang tot die koninkryk, wil jy nie net toelaat dat daar opnuut in jou hart waardering is vir wat gebeur het meer as 2000 jaar terug nie. En Vader, ons kom nou as u kinders. En ons kom wy net onsself opnuut aan U. Ons kom, Here, as manne en vroue wat wil luidkeels uitroep, die kruis was genoeg. Here, as manne en vroue wat wil leef, wat verklaar die kruis
was genoeg. En Vader, wanneer ons aansit aan die tafel, wil ons ook met ons dade bevestig, die kruis was genoeg. Here, ons gee opnuut ons alles vir U. Here, mag ons U aanbid met alles wat binne ons is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.